Goeiedag en welkom. Vandag kyk ons na 'n besonderse bron, dis 'n digbundel van Karel Nel. Ja, gedateer 19 April 2016, titel As die wind daaroor gaan. Ja, en daai subtitel sê eintlik klaar alles, né? Presies, oor hulle wat nie meer Dadelik vas. absoluut. So ons het hier die digter se voorwoord en dan 'n hele rits gedigte. Daar's titels wat nogal uitspring. Ja, ek sien hier. Doodsfabriek, plaasmoord. Selfs Hansie, Marike en dan koördinaatklip, dis interessant. Dit wys nogal die wye veld wat ons gaan dek. Vir persoonlike en publieke figure, lyk dit my. Ja, so ons plan vandag is om saam met jou, die luisteraar, hier deur te werk. Ons wil kyk na daai hoofdrade. Afsterwe natuurlik, maar ook herinnering en hoe 'n mens verlies probeer verwerk. Die digter noem dit homself in die voorwoord. Hy doen, ja. Hy sê die ervarings met regte mense, familie, vriende, selfs vreemdelinge. En dis hoe hy probeer het om daai groot misterie en finaliteit van die dood te konfronteer, te verwerk amper. Dis 'n baie persoonlike motivasie vir 'n bundel. Goed, so kom ons spring weg. Die voorwoord praat van daai verboel van emosies wat die dood bring. Mooie herinneringe, ja, maar ook spyt. Ja, En die eerste ding wat my getref het in die gedigte self, is daai rou pyn, daai amper fisiese gevoel van die aanvanklike verlies. o ja, beslis. Dink byvoorbeeld aan die gedig 100. So, ja, verpletterend. Ja, hoe sê dit weer? Dit sê, vertrap, verkerf, vermaal, verskerf, 1000 riepies van my gebroke hart. En dan later weer, vergete, verplinter, verlate, verwinter, 1000 greepies van my bevrore smart. Wow. Daai woorde, verplinter, jy voel amper die impak daarvan. Die woordkus is ongelooflik intens, né? Nee. Daai herhaling van woorde wat met ver begin, dit skep so 'n gevoel van totale fragmentasie, Ja, gebrokenheid. en die koue van skok en smart. Dit sluit perfek aan wat sê oor daai namelose seer wat nie weer sal weggaan nie. Dis nie net, jy weet, hartseer nie. Dis 'n versplintering van jouself. En dan het jy ook iets soos gemis. O ja, gemis. Dis eenvoudiger, maar daai pyn bly knag. Dit sê, soos golwe weer en weer kom dwyn die groot pyn. Daardie herhaling. Presies, soos golwe wat net aanhou kom. Dit vang daai aanhoudende aard van rou so goed vas. Dis nie iets wat net weggaan nie. Nee, dit bly by jou. En die bundel, dit skram ook nie weg van die moeiliker aspekte nie. Die ongemaklike kante van die sterwingsproses vir tyd. Jy dink aan Doodsfabriek. Daai gedig is nogal, ja, veelzeggend. ja, nee, dit tref hard. Dit skets 'n baie skerp prentjie van daai kliniese hospitaalomgewing, ek haal aan. Met oorgenoeg plastiek, elektronika en vleklose staal bewys julle met brutaliteit as julle met kliniese presisheid my mensheid reduseer tot die kapsule bestaan van 'n breinlose entiteit identifiseerbaar met 'n pasiëntnommer en kodetaal. Dis kwaai woorde. Daai gevoel van ontmensliking. Ja, dis duidelike kritiek hier. Hy praat van die ondeurdringbare glasmuur en die suggestie dat leng word, dalk wel totdat die mediese fonds begin opdroog. In 'n kliniese, byna onsimpatieke hospitaalomgewing gebeur. Dis waar, ja. Wat vir my fascinerend is hier, is die spanning wat die bundel wys. Aan die een kant die tegnologie wat probeer lewe verleng, maar wat ironies genoeg kan wegneem. En aan die ander kant, die persoonlike amper huidige aard van herinnering en verlies wat jy elders in die bundel kry. Ja, Jy sien daai magteloosheid ook in die K-woord oor kanker, né? Dit sê, magteloos pyn ons, terwyl jou stille kettingsaag lewensweef. ja. Dis hy verskriklike gevoel van hulpeloosheid, om net te moet toekyk hoe hierdie vernietiging plaasvind. En dit bring ons by die volgende punt wat vir my regtig interessant is. Te midde van al die pyn en die kliniese realiteit, hoe oorleef herinneringe? Hoe werk geheue? Dis 'n kernvraag, né? Absoluut. Die gedig herinnering vra dit reguit. Hoe lank sal jou beeld nog draal in die vervagende kragvelde van ons gisters? En daar's daai onderliggende vrees. Ja,
Sal dit wat jy was met ons mistigheid aan die Magali sagstoel saam verdwyn, wegraak? Ja, dis 'n sentrale tema. Die gedigte wys herinnering as iets lewends, amper iets aktiefs, maar ook iets wat kan vervaag. Dis nie 'n standbeeld wat vir ewig bly staan nie. Nee, dis meer vloeibaar. Presies. Kyk na afreis. Daar voel jy die persoon se teenwoordigheid amper fisies, die huiswoordigheid in elke lap en stoel en skildery. Die plek hou die herinnering vas. Ja, maar kontrasteer dit dan met grafsteen. Daar verdwyn selfs die fisiese spore. Lank weg die huis waarin jy woon, selfs jou spore het al verdwyn, het vergoed vervaag en oral is daar net weer gras. Dis nogal finaal. Dit wys hoe broos herinnering kan wees, hoe tyd en die natuur uiteindelik alles oorneem. En tog, te midde van daai moontlike vervaging, is daar oomblikke waar die digter wys hoe juist die klein, tasbare goedjies lewendig hou. Ja, die spesifieke details. Dink aan Kali. Ons sal onthou van 1204 se rooi klei. Dis so spesifiek, dis amper soos 'n foto. Presies. En in Hantie, die warmte van jou glimlag draal skoorvoetend nog tussen ons, soos die geur van vars koffie in die môre. Die kleur, die geur, dis wat bly hang. Ja, en dis juist daardie tasbare details wat die abstrakte idee van herinnering in die werklikheid anker. Dit maak die afwesigheid net nog skerper op 'n manier. Hoe bedoel jy? Wel, dit gaan nie net oor wie die persoon was in die algemeen nie. Dit gaan oor die spesifieke sik wat hulle gehad het. Daai rooi klei op daardie presiese tyd. Die geur van koffie. Dis die krag van daardie beelde, weet jy. Ek verstaan. Dit maak dit regtig. Nou ja, die bundel beweeg ook na meer openbare figure, spesifieke gebeure, soms kontroversieel. Dis nie net die intieme persoonlike verlies nie. Ons sien gedigte soos Hansie, oor Hansie Cronje, die cricketspeler, en die gedig sê iets interessants, hoe na sy dood almal nou imbongies is, amper soos prysangers, nee. Ja, dis 'n skerp waarneming oor openbare rou. Dan is daar Marieke, wat verwys na die moord op Marieke de Klerk, as moeder van ons volk in hierdie tye wat alles skeer en maal en kolk. Dit plaas haar dood in 'n breër onstuimige konteks. En ook Savimbi, oor die dood van Jonas Savimbi, die Angolese rebelleier. Ja, en dis belangrik om te sien hoe die gedigte hierdie bekende figure en dit gaan nie net oor die individue nie, maar om breër temas aan te raak. Soos wat? Wel, hoe verlies in die openbare oog lyk, hoe die samelewing reageer, die brutaliteit van konflik, die onvermydelikheid van die dood, selfs vir magtige figure. Goed. Kyk na die gedig oor Savimbi. Dit beskryf sy einde nogal graag geskiet soos 'n hond, en dan vra dit daai indringende vraag oor die koste van sy stryd. Ja, ek onthou daai deel. 'n Mens wonder, sou jy kon tel wat alles kos, hierdie spel duisende se bloed in die sand? Is dit al die roem verwerf om net soos 'n hond te sterf? Sien, die gedig bied hierdie perspektief, hierdie vraag, finale politieke oordeel nie. Dit rapporteer die gebeure en die vraag wat dit oproep, soos dit in die bron staan. Dis belangrik om dit onpartydig te benader. Ja, dit maak sin. Net soos Pret plaasmoord 'n baie spesifieke en ja, uiters gewelddadige vorm van dood aan. Die taal is baie direk, baie rou. Dis sterk taal. Beskryf die gebeure duidelik vanuit die perspektief van diegene wat diep daardeur geraak word. Dit praat van afgryslik die wonde, dierlik die kwaad, en barbaars die sot, sadisties die vraat. En dan is daar kritiek op wat dit noem die liegfabriek van 'n geslote dossier. Weereens, dis belangrik om te sien die gedigtieke intense perspektief. Dit wys die rou emosies wat met hierdie soort trauma saamgaan, soos die bron dit weergee. Ons rol is om dit te rapporteer, nie te onderskryf of te veroordeel nie. Ek verstaan. En dan tussen hierdie openbare figure en intense gebeure terug na die diep persoonlike, op 'n manier wat jou amper na jou asem laat snak. Jy dink aan die koördinate. Presies. 2 gedigte, Groetplekkie en Hoepie Grond. Hulle sluit regte GPS koördinate in. S 25 grade 43 minuut 22 sekondes, O 27 grade 42 minuut 46,6 sekondes en S 28 grade 42 minuut 25,0 sekondes
Eers 26 grade, 27 minuut, 8,6 sekondes. Dis amper soos 'n digityn, 'n presiese merker op die aardbol. Ja, nee, dis fascinerend, daardie koppeling. Grootplekkie beskryf iets ongelooflik intiems, hartverskeurend. Ja, Ons met blomkonfetti jou halflyf self moes wegbêre in jou handgevatte perswit babakamertjie. Daai beeld alleen, dis verpletterend. skrikkelik, ja. En dan word hierdie byna onuitspreeklike persoonlike seer geanker aan 'n spesifieke meetbare punt op aarde. Daai koördinaat, Ja, dit verbind die mees private innerlike smart met die konkrete universele aarde. Dit sê eintlik, hier op hierdie eksakte plan meetbare verlies gebeur en 'n merk gelos. Dis regtig 'n baie treffende manier om die persoonlike en die universele bymekaar te bring. dit is. En dit alles bring ons by die misterie van die oorgang self. Daai ding wat die voorwoord ook aanraak. Hoe hanteer die gedigte dit? Ja, die groot misterie. Twee gedigte, besoeker en dan ongenooide, wat amper dieselfde is. Hulle verpersoonlik die dood. Ja, die dood word direk aangespreek, né? Inderdaad, jy het weer gekom, jy met die sens. Dis daai klassieke beeld, die Grim Reaper, die onwelkome gas wat kom beklei en dors. Maar wat interessant is, presies, Dit eindig nie met oorgawe nie, maar met 'n soort, wel, geloofsverset. Eintlik vrees ons jou nie, 'n ander het oorwin, al is jy wie, dis net 'n nuwe begin. en dit sluit aan by die hoop op 'n lewe na die lewe waarvan die voorwoord praat. Maar terselfdertyd, die bundel omarm die onbeantwoorde vrae. Hoeso? Wel, kyk na Laagwater. Dit vergelyk die sewe terugtrek met die dood en dan vra dit, ek sien jou golwe uitspeel oor die sand en wonder hoe dit lyk aan die ander kant. Daai vraag bly hang. Of Preweling se diep eksistensiële vraag, hoe kan alles nog bly bestaan as myself? Gedigte erken die grense van ons begrip, weet jy? Ja, En dan is daar een rigting. Daai kragtige metafoor van 'n pad waar jy nie kan omdraai nie. o ja, die terugslagklep. Die een rigting speel, die terugslagklep, wat verseker dat niemand strom op kan reis nie. Dit beklemtoon daai finaliteit, baarheid van hierdie oorgang, ten minste vanuit ons aardse oogpunt. So, as ons dit alles saamvat, wat beteken dit vir jou as luisteraar? Hierdie bundel, wat duidelik uit werklike verlies kom, gee 'n diep menslike kykie na daai universele ervaring, rou en onthou. 'n Spektrum beweeg, né? Van daai versplinterende beginpyn deur die soms koue, kliniese realiteite van moderne dood, Ja, tot by hoe herinneringe bly leef, soms helder, soms vervagend, en uiteindelik by daai diep vrae oor die misterie ander kant. wat vir my uitstaan is regtig die manier hoe dit lyk. Hoe hy hierdie ongelooflik komplekse en dikwels pynlike emosies probeer vasvang. Ja, die woordkeuse. Die gebrokenheid in duisend, die stil verlange, daai amper spookagtige teenwoordigheid van herinnering in karoomore, hoe sê dit? Jou langer wordende amys ontmoet my onnadenkend oral. Dis mooi gestel. Die gedigte gee nie maklike antwoorde nie, glad nie, maar hulle nooi jou uit, weet jy, om te dink oor jou eie ervarings van verlies, hoe jy onthou, hoe jy sin maak van hierdie groot oorgang. En daai spesifieke verwysings, selfs dit maak die universele tema so intens persoonlik. Ja, dit bring dit huis toe. En miskien net 'n laaste gedagte om jou mee te laat. Die gedig Meteoriet, dit skep daai beeld van 'n lewe as 'n vlietende vuurstreep teen die donker. Ja, kortstondig. 'n Kort verskyning wat dan weer stof word. Dit beskryf hoe selfsdeelend vervaag en dan eindig dit met hierdie aangrypende vraag. Wat vra dit? Mens wonder waarheen dit sou reis en watter ruimtes daar sou kon bestaan as die twee paaie nie sou kon kruis. Waar tog is die ewige huis? Miskien is dit die kernvraag wat die ego, die vraag wat bly hang in die lug, lank nadat die wind van tyd oor alles gegaan het.